Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Dit is nou 'n bietjie koeler vanoggend. Ek weet nou nie, dis dalk omdat die 'n paar Britte is vanoggend hier by ons. Daar gaan vanoggend my neef se seun gaan gedoop word, Christian Fourie. So van my familie is ook hier, my ma en my tannie, my oom, hulle sit nou daar, my ander neef. En die baba wat gedoop word, se pa en ma is nou daar in die babakamer. So ek sien nou hulle silhouet daar so deur die venster. Maar baie welkom aan almal hier vanoggend. My oom wat daar van Engeland, hulle het geëmigreer Engeland toe, maar hulle kom van Suid-Afrika af. Hy het gesê dit is koud hierso. So dan moet mens nou weet, as 'n Brit sê dis koud, dan is dit koud. Maar baie welkom hierso vanoggend. Ons is baie bly oor die Springbokke wat die beker weer gewen het. As jy nou soos ek 'n stormer is, dan is jy nou nog verder bly. Ek dink as jy 'n haai ondersteuner is, moet jy maar nou mooi dink, moet jy nie maar 'n stormer word nie. Dis maar hartseer. Maar kom ons groet mekaar net. Ons is broers en susters in Christus. Draai na mekaar toe. Groet mekaar. Ek het nou vanoggend, toe stap ek nou hierso uit, so om my maale nou te gaan groet, en toe kom Dominee Matthewes nou van voor af, en hy sê toe nou vir my net, hy hoop nou nie ek voel siek of so, dat ek nou wegloop, laat hy moet preek nie, maar daarom nie, so, ek is daarom reg vir die ding, maar ek wil vra as jy 'n besoeker is hierso vanoggend, steek asseblief jou hand op. Ek weet nou van my familie, maar as daar nog hande is, steek jou hand op as jy wil. Ons gee net 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedag. So hierso is vir julle 'n kruisie. Dan sê baie welkom. Dit is lekker om hier saam te kan wees, en ja, as jy bietjie koud kry, skuif maar bietjie nader, daar is nog baie openinge, skuif bietjie nader as jy koud kry. Dit is ook vanoggend oom Hannes Vos se 91ste verjaarsdag, en hy het gesê hy wil graag die kers aansteek. So ons is ook baie dankbaar vir dit, vir hierdie spesiale verjaarsdag, en die oom kan nog self loop, en hy gaan die kers aansteek vanoggend. So. Sop net vir die kabel daar so oom. Nog 'n bietjie dieper af. Oom moet nog 'n bietjie dieper gaan. As hy reg. En dit is vir ons, steek hierdie Christuskers aan om maar net vir ons te herinner, ons is nie maar hier op ons eie nie, ons is hier saam in die teenwoordigheid van die Here. Jesus leef, hy is met ons, hy is Immanuel, God met ons, en dit is wat vir ons hoop gee, dit is wat vir ons troos. Die wêreld is maar de mekaar, daar gaan baie dinge aan, maar die Here is met ons. So ons is ook baie dankbaar vir daai wete, die Here los ons nie, die Here gee om, die Here is lief vir ons, en hy help ons deur alles. Ons in Psalm 16 vers 5 hoor ons die volgende: Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang, kom alles van U af. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons gaan die lied sing, bring lof aan die Vader, ons staan, ons loof die Here, ons sing vers 1 saam. Ons het so baie om voor dankbaar te wees, dat ons die Here wil loof en prys. Ons kan eintlik nie anders nie. Kom ons loof die Here. En daar op die skerm is Christian Fourie, saam met sy gaansie, Christian Jacobus Fourie, en hy gaan vanoggend gedoop word. Maar dis nou interessant, my neef daarso is ook Christian, maar hulle het geëmigreer Engeland toe, so hy is nou die Engelse ene. Hy is nou Christian, seker. Maar die een wat nou gedoop word is nou nog, hy is Christian. So hy is die Afrikaanse ene. Maar dit is so spesiaal, die doop. Eintlik daar is genade sigbaar. Dis eintlik 'n mooi manier om na die doop so vanoggend te kyk. As daai babatjie gedoop word, daai baba weet nog niks, kan nog nie vir die Here gekies het nie, maar die Here het reeds vir hom gekies. So dit is wat so spesiaal is as ons by die doop kom vanoggend. Die doop is 'n daad van God alleen. Ons glo dat God die handelende persoon by die doop is. Die ouers glo en daarom kan hulle babatjie gedoop word, maar God is die handelende persoon. By die doop gaan dit oor God wat uit genade hom met sy liefde aan hierdie baba, aan Christian, kom verbind. En dit is net genade. Niemand van ons kan dit verdien nie. Maar ons wat gedoop is kan dit weet. Die Here het ook homself met sy liefde aan ons verbind. So dis ook vandag, dis ook 'n manier om weer te weet, ek is gedoop. Ek behoort aan die Here. Dit help ons met die Christelike lewe om dit te weet. Dis eintlik iets buite onsself wat ons troos en wat vir ons bemoedig. Deur die doop gaan Christian, nou sê ek die Engelse een, gaan Christian onder 'n nuwe heerskappy kom, die heerskappy van die drie-enige God. En dit beteken dat hy aan God behoort, hy is God se eiendom en hy is deel van God se familie. 'n Verbond is 'n ooreenkoms wat deur twee persone gemaak word teenoor mekaar, waar hulle dan nou hulle verbind om iets vir die ander persoon te doen of te gee. So mense kan ook sê 'n huwelik is 'n verbond tussen twee mense. Hulle verbind hulle self om liefde en trou teenoor mekaar te wys. Hulle beloof dit, liefde en trou vir altyd en in alle omstandighede. Nou, dit is vandag by Christian se doop, dan bevestig God dat hy vir Christian in sy genade verbond insluit. En die doop is die teken van die verbond. So mense kan ook sê by die doop dit is 'n verklaring wat God aflê. God sê, ek sal vir jou 'n God wees. Ek sal daar wees vir jou. Ek sal jou lief hê.
ek sal vir jou sorg. Dit is weer eens net genade, ons verdien dit glad nie, maar dit is, God neem daai inisiatief, of hy besluit om dit te doen. Hy wil vir hom 'n God wees. En hy wil hê hy, Christian, moet sy kind wees. Hy gaan ook moet reageer hierop, en hy gaan self moet glo. Hy gaan self moet sê, ek wil 'n kind wees van God. Ek wil Jesus volg. Maar ek weet, God het my al lank terug gekies. Dit is so spesiaal. Ons hoor hierdie, dit is in die Heidelbergse katekismes, maar ons hoor daar dat net soos wat water die vuilheid van die liggaam wegneem. Ek weet gister het julle 'n bietjie paddle gespeel en dan is mens maar sweet terug en dan gaan stort mens, dan is jy nou weer skoon. So net soos water die vuilheid van die liggaam wegneem, wys die water by die doop vanoggend dat die bloed en gees van Christus ons sondes wegneem. Die doop is 'n goddelike teken en waarborg wat ons verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is wat ons liggaam uitwendig met water gewas word. So dit gaan ook nie oor die hoeveelheid water nie, die water wys net daarna. Waarom doop ons? Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Dit hoor mens in Genesis 17. Nou in die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale wyse bevestig. En as teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee vir ons. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis nou Matteus 28. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. So ons elkeen wat gedoop is, wat glo, hoor ook daai vandag weer. Ons moet uit dankbaarheid die Here dien. Vir hom wat so goed is vir ons en so genadig is. So die doop sê vir ons wat reeds gedoop is, maar ook vir Christian wat vanoggend gedoop gaan word, dat God ons God is, dat God sy God is. En dit beteken dat God ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is, en dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak, ons help en ons lei. Nou, Christopher en Elaine, julle kan vorentoe kom. Ek weet nou nie, wil hulle vir Christian saambring met hulle nie, maar ek dink hy kom. Hulle kom almal saam, ja. Ek dink jy kan aangaan, Luke, ons gaan daai lied sing, my enigste troos. Ons gaan net daai 2 verse sing voor ons verder gaan. Ons kan bly sit en dan sing ons net daai 2 verse. As hy. Waar is hy? Alexander?
die dekseltjie afhaal. Dis nou vir Alexander 'n bietjie vreemd dalk, want soms sien hy my op die TV, as ek preek in die diens het, maar nou sê hy hierso, nou sien hy my in die kerk. So wat is die doop? Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken en verkondig, dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom, as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig, dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem, en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het, en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Die doop is ook 'n seël van die inlywing in die kerk van Jesus Christus, en dit verplig ons om as lewende lidmate te leef. En as gedooptes moet ons die Here uit dankbaarheid met ons hele wese lief hê, vertrou en dien. Hy wil bietjie nader kom, nou is hy weer bietjie skaam. En dit sê ook dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker, dat hy deur sy Gees in ons woon, en ons lewens daagliks so regeer, dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. Nou kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond, waar die ouer tot geloof kom. So daar is hele gesinne in die Nuwe Testament wat gedoop is, waar die ouer tot geloof gekom het, soos met Lydia in Handelinge 16 byvoorbeeld. En al verstaan Christian nou nog glad nie die doop nie, verander dit niks van die geldigheid daarvan nie. Dit beklemtoon juist dat dit God is wat uit vrye genade in terme van sy verlossing die inisiatief neem. So dit wys nou eintlik na God toe. Die babatjie verstaan nog niks, maar God wil hê hy moet sy kind wees. Hy wil hê hy moet glo. En hy doen eintlik alles sodat dit kan gebeur alreeds. Nou waartoe verplig het ons? Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genade verbond, en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle opgroei oor die betekenis en eise van die genade verbond in te lig. So julle moet nou vir hom vertel, jy is deel van God se verbond, God het jou lief, hy het jou gekies, en so aan. So moet julle vir hom leer, want hy weet mos nou nie wat hier gebeur het nie. En julle moet ook vir hom 'n voorbeeld wees, en oproep om hierdie beloftes van God toe te eien. Hy moet dit sy eie maak. Nou, julle gaan nou antwoord, ek gaan nou 3 vrae en julle 2 vrae, julle weet nou al, julle het dit al gedoen, so dis daarom nie so nuut nou nie. Dit is, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waar dit die Here sy verbond aan ons en ons kinders waarborg, en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik, en nie uit gewoonte of uit bygelowigheid uit nie, moet julle op hierdie 3 vrae antwoord. En die eerste vraag is, bely julle dat, alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Julle moet nou antwoord, julle 2. Ja. Bely julle, Christian? Dis nou nie meer lekker nie. Bely julle die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is.
En derdens, beloof julle om vir Christian, julle kind, in die leer, na die beste van julle vermoë, te onderrig en te laat onderrig. So dis nou, julle sê, julle sal hom kerk toe bring, en julle sal hom leer van die Here, en hulle is daar by Kirkwood gemeente, so daar is eintlik hulle tuiste, maar ons bid vir hulle, ons vra dat daai gemeente ook hulle sal help en ondersteun. Dis nou baie moeilik vir hom en lank bietjie, maar ons gaan jou nou doop, gaan jy hom hou, is jy reg? Is reg. Christian Jacobus Fourie, ons gaan hom doop. So, Christian Jacobus Fourie, ons doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kan U net dank en loof en prys vir U genade, U groot liefde. Dis wonderlik, ons staan in verwondering. Ons het hier U genade gesien vanoggend. Here, dit is so besonder, sonder U het ons niks. As dit nie vir U genade en liefde was en vir Christus se dood en opstanding nie, sou ons nooit gered kon geword nie. Was ons verlore in ons sonde. So ons dank en loof en prys U. Here, ek bid vir Christian, ek dra hom op aan U. Ons bid dat hy sal glo dat die Heilige Gees sy oë sal oopmaak vir Christus en sy evangelie. Dat hy sal lewe as U kind en dat hy sal weet U het hom baie lief. Ons bid vir hierdie gesin, vir Christopher en Elaine, waar hulle vir hom moet leer van U, waar hulle vir hom die voorbeeld moet stel en waar hulle vir hom moet help om te groei ook in sy geloof. Here, gee vir hulle die wysheid en die krag en die leiding en versterk ook hulle eie geloof. Here, dankie dat ons kan weet U is 'n God van liefde. U het ons werklik lief en U sorg vir ons. Waar Christopher hulle nou hulle beloftes gemaak het, kan hulle ook weet U sal hulle help. Die Heilige Gees sal hulle bystaan en gee vir hulle wat hulle nodig het om goeie disippels van U te kan wees. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. En hierso is ook vir julle 'n Bybeltjie. Dit is nou Christian se Bybel en ons het doopseël ook in. So dan kan julle nou elke dag of elke jaar op hierdie dag weer bietjie deur dit gaan en vir hom vertel en dit vier tot waar hy nou sy eie geloof gaan bely. So baie geluk. Ek weet nie, ja, julle was nou nie by nie, maar ons gaan nog die dag verder ook vier. So dit is so 'n spesiale dag. Baie geluk. Hy wil my high five, like dit my. Julle kan maar gaan sit. Ek het die storie vertel onlangs ook, maar dit is nogals belangrik as 'n mens nou ook 'n kind het om dit te onthou. So die seentjie was ons nou afgelaai by die Sondagskool en toe sê die Sondagskool tannie, ek is baie bly jy is hier, so weet jy hoekom dit belangrik is om hier te wees? En hy sê toe, ja, want my pa het nie genoeg aas vir ons albei om vis te vang nie. So, dit help nou nie, jy bring die kind kerk toe, of jy laat die kind af en jy gaan speel golf, of jy vang vis, of wat ook al nie, die kind wil ook daar wees dan. En die kind sien daai voorbeeld, en dat die kerk dan uiteindelik die saak maak. So dit is belangrik, dat mens die voorbeeld moet stel, sommer van vroeg af. Nou, ek het onlangs 'n man gesien wat in 'n drom gekrap het. Daar is nou ook so 'n foto van 'n man wat krap in 'n drom. Maar toe kry die ou nou iets om te eet uit daai drom uit en eet dit. En dit is verskriklik. Ek en oom Matthias het ook nou die dag daaroor gepraat toevallig. Dis verskriklik om te dink jy moet baie desperaat wees om iets uit 'n drom uit te vat en te eet. Jy weet nie hoe oud dit is nie, jy weet nie wat is dalk saam met dit in daai drom nie of wat ook al, maar jy is so honger, jy eet dit.
En ek wil dink net, het jy onlangs dalk al so iets gesien? En wat het dit aan jou gedoen? Dalk het jy dit gesien, maar jy is so besig, jy het eintlik nie eers dit raak gesien. Of dalk het dit jou baie hartseer gemaak. Wat het dit aan jou gedoen en hoe het jy gereageer daarop? Dalk het jy gebid of dalk het jy vir die persoon iets gegee. Dit gebeur so baie, daar is so baie nood om ons. Ons kan dit ook soms miskyk. Mens kan afgestomp raak. Maar ons gaan vanoggend lees uit Lukas 17 vers 11 tot 19. En ons gaan dit sluit bietjie aan by verlede Sondag se teksgedeelte ook. Verlede Sondag het ons uit Romeine 12 vers 1 tot 2 gelees. En daar hoor ons dat ons moet onsself gee aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Maar dit kom na 11 hoofstukke waar daar eintlik 'n uiteensetting is van God se genade. Van dit wat God in Jesus Christus vir ons gedoen het uit genade. En dan by Romeine 12 vers 1 tot 15 vers 13, dan sal eintlik nou 'n nuwe deel in die brief. En dan is dit nou nadat daar so gepraat is oor God se genade en hoe wonderlik dit is. Dan word daar beweeg na hoe moet ons nou leef in reaksie daarop? Wat word nou van ons gevra? So ons gaan vandag weer nadink oor hoe reageer ons op God se genade? Dit help nie, ons is baie bly daaroor en dankbaar, maar ons lewe nie anders op grond daarvan. Uit dankbaarheid moet ons voluit vir die Here leef. Die Here dien met dankbaarheid. So kom ons bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Dit is die gedeelte waar Jesus 10 melaatse mans genees. Kom ons bid saam voor ons dit lees. Here, ons gedagtes is baie keer maar vol van ons eie dinge, bekommernisse, of dalk opgewondenheid, ervarings, of verskillende gedagtes. Maar ons wil nou rustig wees, sodat ons U kan hoor. Ons dank U vir die woord, wat nooit leeg na U toe terugkeer nie. Ons bid, Here, kom praat met ons, kom help ons om weer in die regte rigting te kyk. Dankie vir U goedheid en U genade. Ons vra hierdie in Jesus naam. Amen. So ons lees uit Lukas 17 vers 11 tot 19. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binne gaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy: staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Ons lees net tot so ver. Nou ek het in die week gelees van Mark Buchanan. Hy was iewers, het hy 'n dorpie in Uganda, die naam is Waraika. Daai dorpie het hy nou besoek iewers. En hy het nou na 'n diens toe gegaan. Maar wat hom nou toe baie getref het is, daar was 'n vrou wat gesê het, sy het Jesus so lief.
hy is so wonderlik, en hulle reageer toe en sê, dis wonderlik, vertel vir ons meer. Hulle wil nou meer weet, hoekom sê sy so? En sy sê, ek het die Here so lief, hy is so goed, ek weet nie eens waar om te begin, om hom te dank nie. En hierdie maak het nou geluister hierna, waaroor is sy nou so dankbaar? En toe sê sy het vir 3 maande gebid, vir 'n nuwe paar skoene. En toe het sy daai skoene gekry. En sy is so dankbaar. Die mense was bly, hulle het gesing en die Here geloof en geprys. En hier sit hy nou, hy is 'n Kanadees en hy voel eintlik hy kan nie saam sing nie, want hy sê in Kanada bid niemand vir 3 maande vir 'n nuwe stel skoene nie. En ook as hulle wel nuwe skoene kry, dank hulle nie God hardop daaroor nie. Hulle gaan nou nie dit vertel vir ander of sê nou maar as hulle by die kerk is, dit sê vir almal. Ja, dit is gewoon daaraan, ek het nuwe skoene, dis nou nie iets snaaks nie. En ek dink dit is wat baie keer kan gebeur, mens kan maklik maar ondankbaar raak. Mens kan maklik maar net gewoond raak aan dit wat mens het, maar dit is eintlik alles genade. Alles wat ons het, is 'n geskenk van die Here af. Ook ons geld, ons vermoëns, alles. So, dis baie belangrik dat ons seëninge tel, dat ons gaan kyk, maar wat het hy? En om die Here te dank daarvoor. Kyk hoe's daai 2 dae tussen die sonneblomme, hulle dank die Here, hulle is bly. Dis hoe ons moet lewe, in dankbaarheid. En ek dink die probleem soms is, want ons almal vergeet maar soms om dankbaar te wees. Ek dink een van die groot dinge is maar sosiale media, mens vergelyk jouself baie met ander, jy sien wat ander het wat jy nie het nie. Jy fokus net op wat het ek dalk nie, of wat is nou verkeerd of sleg, en dit neem oor. As mens ondankbaar is, dit is jy nie gelukkig nie. Dit beïnvloed jou hele menswees. Maar as mens dankbaarheid is, as jy dankbaar is, dit staan ook uit in jou lewe. Ek dink ook die media wil mens ondankbaar maak. Dis 'n doelwit van hulle. Hulle wil nie hê jy moet dink jou foon is nog goed genoeg, jy kan hom maar nog hou nie. Hulle wil vir jou wys, hier's 'n beter een. Hier's 'n mooier een, hier's 'n vinniger een. En so is dit met baie goed, die TV of wat ook al, karre, selfone, klomp goed. So dit is wat die media wil doen. So as mens heeltyd dit gaan volg, dan gaan 'n mens eintlik ondankbaar wees. Want jy gaan heeltyd net nog wil hê en meer wil hê en beter wil hê. So dis net belangrik dat mens dit onthou. Die media wil dit skep by ons, ondankbaarheid. Die Here wil hê ons moet dankbaar wees. So weer eens ons gewoontes is baie belangrik. As ons tyd met die Here spandeer, dan verander die Here ons denke. En dan kan ons dankbaar wees. Op 'n partykeer is al wat mens het is die Here en dit is wat jou dankbaar maak. So die lewe is soms moeilik. Mens mag ook sê dit is moeilik of ek sukkel. Maar dis belangrik om elke dag nog steeds te kyk waarvoor is ek dankbaar. Partykeer moet mens 'n lysie vat en sê ek skryf nou 10 goed neer dalk. Want dan sien ons daar is goed om voor dankbaar te wees. Nou in hierdie gedeelte vanoggend hoor ons nou van 10 melaatse mans wat genees is. Nou mense moet net onthou, melaatsheid was in daai tyd 'n gevreesde siekte. Dit was 'n aansteekbare siekte en as jy dit gekry het, was dit eintlik soos 'n doodsvonnis wat jy gekry het. Jy het eintlik alles verloor. Hulle was verplig om hulle self te onttrek van die samelewing. Hulle moes buite die dorp bly by mekaar. So hulle kon nie tussen hulle familie kom nie. Jy kan nie tussen jou vriende kom nie. Hulle kon nie tempel toe gaan nie. So jy's heeltemal godsdienstig en sosiaal uitgesluit. Jy was gesien as onrein, so niemand wou naby jou kom nie. Niemand wou jy kon nie tussen ander mense kom nie. So dit was 'n verskriklike ding. So as jy dit gekry het, het jy eintlik alles verloor. Jy kon nie gaan werk nie. Jy
is maar net tussen ander melaatses. So, mens moet dit in ag neem, en hulle sê ook, hulle moes ook, as iemand naby gekom het, moes hulle uitroep, onrein, onrein. Laat die persoon weet, moenie naby kom, jy bly weg. Dit is verskriklik, dit moes verskriklik erg gewees het, as jy daai siekte gekry het. Mens kan eintlik eers indink hoe dit moes gewees het nie, heeltemal in isolasie, weg van alles en almal. Maar nou hoor mens op pad na Jerusalem, wou Jesus 'n sekere dorpie ingaan, en toe is daar nou hierdie 10 melaatse mans, wat op 'n afstand gestaan het. Hulle kon nie te naby aan hom kom nie, maar hulle roep toe hard uit. Hulle sê, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Kry ons jammer. Hulle vra vir genade, hulle is desperaat. Hulle wil genees word van hierdie erge siekte. Nou wil ek weer vra, want Jesus het hulle raak gesien. Baie mense sou maar net wegkyk. So die vraag is eintlik, wat sien jy gereeld? Watter nood sien jy? En wat doen dit aan jou? Hoe reageer jy daarop? Jesus het nie net hulle nood raak gesien. Hy het nie net hulle jammer gekry nie. Hy het opgetree, hy het gereageer. Hy wou hulle help. Hy het toe opgetree, het iets gedoen daaraan. Hy het 'n geleentheid raak gesien om te reageer, om iets daaraan te doen. Baie mense sou net wegkyk en sou hulle ignoreer. So, sy raak sien het hom in beweging gebring. Nou, Jesus sê dan vir hulle, gaan wys julle vir die priesters. Dis net die priesters wat iemand, as hulle gesond geword het van melaatsheid byvoorbeeld, rein weer kon verklaar. So hulle moes na die priesters toe gaan, maar hulle was toe nog nie gesond nie. So hulle moes gaan, al was hulle nog nie gesond nie. Eintlik moes hulle nou glo, maar iets gaan nou gebeur tussen hier waar ons nou is en as ons by die priesters kom. Want ons is nou nog nie gesond nie, maar hulle het gegaan. En toe hulle nou op pad daarna toe is, toe sien hulle is gesond gemaak. So Jesus het hulle genees, en dis net uit genade. Nou, ons weet, soos ek verlede Sondag ook gesê het, Jesus is die beeld van God. Hy wys vir ons wie God werklik is. En ons moet soos Jesus wees. So, hy wys hier vir ons, hy het omgegee vir mense wat siek is, wat swaar kry, wat in die nood is, wat op die rand van die samelewing is. So dit moet ook vir ons belangrik wees. Maar ons volg vir Jesus. En dis maar iets wat ons oor moet bid, want dit gebeur nie van self altyd, dat mens net omgee en uit jou gemaksone kom nie. Grense oorsteek na ander. So ons moet vra daaroor voor. Here, help my om soos Jesus oor grense te gaan. Help my om nie 'n klipharde hart te hê nie, maar om te gee, om empatie te hê. Ons moet vra daarvoor. Heilige Gees, verander my wil, my denke. Help my om nie net verby die nood te kyk nie. Ons kan maklik afgestomp raak, want daar is so baie nood. Dit raak my nie meer nie. Ek kyk dit mis. Ek verkies om eerder maar net dalk weg te kyk. Dit is so hartseer. Daar's 'n storie van 'n ma, sy het haar dogter gestuur na die winkel toe om 'n paar goedjies te gaan koop. En sy vat toe lank en die ma begin worry en sy toe die dogtertjie nou kom, toe sê sy vir hom, wat het gebeur? Hoekom het jy so lank gevat? En sy sê toe, sy het 'n maatjie gekry wie se pop gebreek is. En die ma sê toe, jy het toe haar pop reggemaak. En sy sê toe, nee, ek kan nie, ek weet nie hoe my pop reg, ek kon nie die pop regmaak nie. Maar ek het saam met haar gehuil. So dit is vir my so mooi, sy kon nie die probleem wegvat nie, maar sy kon daar wees. En sy het gehuil saam met haar maatjie. As mens nou kyk na die verhaal van die barmhartige Samaritaan ook,
Die priester en die leviet het daai man wat half dood daar kaal gelê het, hulle het hom ook gesien, maar hulle het verbygeloop. Maar toe die barmhartige Samaritaan, hy het nie net raak gesien. En dit was eintlik 'n Jood wat daar gelê het, so die Samaritane en die Jode was eintlik vyande. Maar hy het betrokke geraak, hy het hom gehelp, want hy het gewonder, heel waarskynlik, as ek nou hierdie ou los, gaan hy doodgaan. So hy het toe besluit om hom te help. So dit is hoe ons ook moet lewe. Dit help ook nie, ons kan die verhaal van die barmhartige Samaritaan, ons ken dit en ons kan daaroor praat nie. Dit is iets wat 'n mens moet uitleef. Ons moet ook so lewe. Maar mens hoor hier in vanoggend se gedeelte verder dat net een het, toe hy gesien het hy is genees, het net een omgedraai en teruggegaan en God hardop geprys. Vroeger het almal hard uitgeroep, maar net een het daarna die Here hardop gaan prys. Voor Jesus se voete geval en hom gaan dank. So net een, dit is eintlik so hartseer. Mens wil eintlik vra hoe die ander, as hulle dink in wat se situasie hulle was, hoe het hulle nie gaan dankie sê nie. Dis eintlik so erg. Maar daai een was dankbaar. En hy het geloof so getoon. Die dankbaarheid was eintlik ook 'n manier hoe hy sy geloof getoon het. En Jesus kon toe nou vir hom sê, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. So hy het eintlik baie meer gekry, hy's ook gered. Hy het gesond geword, maar hy's ook gered. Hy het soveel meer gekry as wat hy gevra het. So dit is belangrik vir ons om ook te vra aan die een kant, hoe reageer ek op God se genade? God is so genadig, hy is so goed vir ons. Hoe reageer ek daarop? Dis iets waaroor ons bietjie kan gaan nadink. Maar aan die ander kant ook, hoe deel ek hierdie genade met ander? Hoe deel ek God se liefde met ander? Hoe gee ek om? Ons kan nie almal help nie. Dis soms ook 'n maklike verskoning. Ag, ons kan nie almal help nie. Of daar's so baie nood. Mens kan verlam word daardeur. Maar wat mens wel moet onthou is, mens kan dalk iemand help. En dit is nie net gee van geld nie. Omgee sê ons moet iets gee, maar dit kan wees tyd. Dit kan wees om te luister, om te huil saam met iemand ook. Partykeer is dit dalk as jy kos gee of iets, maar ons gee dit uit dankbaarheid uit. En ons moet vir die Here vra, Here, waar kan ek dalk iemand se wêreld verander? Ek kan nie die wêreld verander nie, maar wys my net waar kan ek wel 'n verskil maak. So ons doen dit nie omdat ons voel ons moet nie, ons doen dit omdat ons dankbaar is. Dis ons geloof en liefde wat ons moet in beweging bring en om oor grense te gaan na mense toe in nood. Dit is ook 'n baie beter lewe, lekkerder lewe as jy omgee en as jy mense dien en help, as wat jy net vir jouself leef en als net oor jou gaan. So ons geloof moet deur die liefde tot dade oorgaan. Ons moet ook nie net simpatie hê nie, maar empatie. En liefde en omgee moenie maar net 'n uitsondering wees in ons lewe nie. Ja, ek het al ook vir iemand omgegee, of ek het al ook vir iemand iets gegee om te eet nie. Dis 'n uitsondering. Omgee en liefde moet die reël eintlik wees in ons lewe. Dit moet die meeste van die tyd sigbaar wees. Maar natuurlik, dit is ons verhouding met die Here wat dit moontlik maak. Soos ons in Johannes 15 ook hoor, as ons in die ware wingerdstok bly in Jesus, dan gaan ons vrug dra. So, dit gaan gebeur dan. Dit is 'n natuurlike uitvloeisel. So, kom ons gaan leef so uit dankbaarheid. Nou die dag het ek 'n papwiel gekry. Ek kon tot by die garage kom, want ek wou nou dat hulle dat die wiel net kan regmaak. Ek wil nou nie dadelik die wiel vervang as dit nie nodig is nie. Maar die eerste garage het nie so kiet nie. En ek ry toe na die volgende een, maar ek hoor die wind blaas uit. So jy moet ek het hom maar sterk opgeblaas weer, maar jy weet, ek moet nou hier uitkom.
want net nou moet ek dan in die pad staan en die wiel vervang. Toe kom ek by die volgende garage, hulle het ook nie daai kit nie. Toe besluit ek, okay, nou moet ek maar die wiel vervang. Maar ek begin toe kom die petroljoggie en hy sê, nee, hy sal dit doen, hy doen dit baie. Ek bedoel, hy hoef dit nie te doen nie, hy is besig, ons karre, maar hy wil help. En hy sê eintlik, daar kom baie mense by hom, en hy doen dit. So, dit was vir my ook so treffend eintlik net, hoe hy omgegee het. Hy sê eintlik, hy kan nie anders doen nie, hy is so dankbaar, hy wil ander help. So die doop is ook vanoggend 'n troos, maar dit moenie lei tot rustigheid nie. Dit is 'n troos, maar ons moet voluit gaan lewe vir die Here. In Romeine 6 hoor ons wat gedoop is dood vir die sonde, maar nou moet ons vir God lewe. En ons kan. Ons het die Heilige Gees. Ons is gered, ons wie glo. So ons kan doen wat die Here van ons vra. Maar ons moet ook bly vra, Here, help my. Ek kan nie self dit doen nie. Kom ons bid saam. Here, ons wil U loof en prys. U is so wonderlik, U is so goed vir ons, U is so genadig. Partykeer kyk ons net vas in wat ons nie het nie, en dan mis ons die wonderlike goed en die genade van U. Here, partykeer moet ons net weer kyk na 'n mooi sonsondergang, of net in die natuur, dan sien ons net weer hoe wonderlik U alles gemaak het, dan staan ons in verwondering. Partykeer moet ons net 'n lysie weer maak en sê, maar wat het ek? Ek het so baie. Waar het ek iets van die Here se goedheid ervaar? Here, help ons om dankbare mense te wees. Help ons om uit dankbaarheid U te dien, en Here, om ook ander lief te hê en om te gee. Vat die selfsug weg, Here, en bring ons in beweging. Help ons om meer en meer soos Jesus te word. Here, hy het vir ons die perfekte voorbeeld gestel. So ons dank U dat U ons so lief het, dat U Seun gestuur het om ons te red, om ons vry te koop, sodat ons die ewige lewe kan hê. Here, dit is ons enigste troos dat ons aan U behoort. Dit troos ons deur alles. Help ons om dit te onthou en te weet niks kan ons skei van U liefde nie. Ek bid vir mense wat swaar kry, wat in die nood is, Here, mense wat geïsoleerd voel, alleen, moedeloos. Maar Here, dankie dat U ons ook stuur om juis ook sulke mense te help. Soos daai dogtertjie wat net saam haar vriendin gehuil het. Ons kan nie altyd die nood oplos nie, maar ons kan 'n verskil maak in U naam. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar's nou geleentheid vir die gee van die dankoffers, en dan gaan 'n paar afkondigings net gedeel word.
Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie voorreg het om in die huis by mekaar te kom. Ja, Here, u opdrag is dat ons sal uitgaan en die woord sal verkondig. Ons het ook gehoor dat ons onsself moet gee as 'n lewende offer. En die gemeente het vanmôre begin reageer daardeur deur 'n offergawe te gee uit dankbaarheid. Ons kommissies en ons kerk het hierdie fondse nodig, Here, en daarom wil ons vra dat u dit ryklik sal seën, dat ons dit met seën sal aanwend in ons gemeente. En ons bid dit met dank in Jesus naam. Amen. Daar sê, kom ons kyk gou na die afkondigings, want die kerkkantoor is nog gesluit hierdie week, maandag tot vrydag. Jy sien ook daar die stand van die gemeente se finansies. Ons sê baie dankie vir almal wat ook daar bydra, sodat al die werk gedoen kan word. MTR Smit se huis nommer 4, hulle soek 'n bietjie speletjies, enige speletjies, bordspeletjies, kaarte, domino's. As jy van hulle het, dit hoef nie te wees nie. Kontak vir Atie asseblief, dat ons die kinders ook daar konstruktief kan besig hou. Die sien na die dak van die kerk kom mooi aan, is nog 'n hele klompie werk om te doen. Ons sê ook baie dankie vir almal wat daar op die stadium bygedra het. Die 10de maand dankoffer, die 26ste Oktober, as u nou nog nie 'n koevertjie het nie, daarvoor in die portaal is, en u kan ook by die kerkkantoor vir u 'n koevertjie kry, dan te bring vir die 26ste Oktober. Ek sien op die gebedslys, Wikus Foster en sy familie, sy innige simpatie, sy broer is oorlede. Kom ons vra dat die Here ook daar vir hulle die vertrooster sal wees. En dan Leon Barnard en Rion Greiling sukkel bietjie met hulle gesondheid. Ons bid ook vir hulle spoedige herstel. En dan ook die Ooskaapse Sinode begin binnekort. Daar word groot werk gedoen word, daar's baie besprekings wat gedoen moet word. Kom ons bid dat dit ook goed sal afloop en dat die Here ook daar teenwoordig sal wees. Maar jy weet, jy kan sien daar op die gebedslys, daar is baie goed om voor te bid. Kom ons doen dit. Ek sien daar Dominee Robbie dan juist vir Johannes geluk gewens. Ek sien Katie Barnard, Leon Groenewald en Enrico Moller verjaar vandag is hulle hierso. Maar sê vir hulle baie geluk en ook almal wat in die week moet verjaar. 'n mooi nuwe lewenspad vorentoe, vol vrede, vol liefde. As die naam nou op hierdie verjaarsdaglys verkeerd is of die datum is nie reg nie, kontak asseblief vir die kerkkantoor sodat dit reggestel kan word. Na die diens moet nie huis toe gaan nie, kom kuier 'n bietjie saam as koud daar buite is. Waarom in die saal? Kom kuier 'n bietjie saam, drink koffie, drink tee en gesels 'n bietjie. Dankie. Ons slotlied is Daar is geen grens. Kom ons bly sit en dan sing ons hierdie lied saam. Ontvang nou die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees en bly. Amen. Ons gaan weer amen sing. Ons kan volgende Sondag gaan dan heen dalk weer sing, maar ons sing nou amen vir oggend.